Beskerming. Ek is omring deur die wit lig van Christus, waardeur niks negatiefs kan binnendring nie. Ek wandel in die lig van Christus en my vreesreuse kwyn tot niet. Daar is niks om my goeie tee te staan nie. Geheue en bevestiging. Daar is geen verlies aan geheue in goddelike verstand nie. Daarom onthou ek alles wat ek moet onthou en vergeet ek alles wat nie goed is vir my nie. Die goddelike ontwerp. Daar is 'n goddelike ontwerp vir elke mens. Net soos die perfekte prentjie van die eikeboom in die akker is die goddelike patroon van sy lewe in die bo-bewuste verstand van die mens. In die goddelike ontwerp is daar geen beperking nie, slegs gesondheid, rykdom, liefde en perfekte selfuitdrukking. So op die mens se pad is daar altyd 'n goddelike seleksie. Elke dag moet hy volgens die goddelike plan lewe, anders het hy ongelukkige reaksies. Byvoorbeeld, 'n vrou het in 'n nuwe woonstel ingetrek wat sy amper gemeubileer het toe die gedagte by haar opkom. Aan daardie kant van die kamer moet 'n Chinese kabinet staan. Nie lank daarna nie, stap sy by 'n antieke winkel verby. Sy loer in en daar staan 'n fantastiese Chinese kabinet, ongeveer 8 voet hoog, kunstig gesny. Sy het ingekom en die prys gevra. Die verkoopsman het gesê dit was $1000 werd, maar die vrou wat dit besit het, is bereid om minder te neem. Die man het bygevoeg: "Wat sal jy aanbied daarvoor?" Die vrou het stil gebly en die prys $200 het in haar gedagtes opgekom, so sy het geantwoord: $200. Die man het gesê hy sal haar laat weet of die vrou tevrede is met die aanbod. Sy wou niemand bedrieg of iets kry wat nie regmatig hare is nie. So toe sy by die huis aankom, het sy herhaaldelik gesê: "As dit myne is, kan ek dit nie verloor nie. En as dit nie bedoel is om myne te wees nie, wil ek dit nie hê nie." Dit het gesneeu daardie dag, en sy het gesê sy beklemtoon haar woorde deur die sneeu van regs na links te skop, 'n paadjie skoon te maak na haar woonstel. Etlike dae het verloop toe sy in kennis gestel is dat die vrou bereid is om die kabinet vir $200 te verkoop. Daar is 'n aanbod vir elke vraag, van Chinese kabinette tot miljoene dollars. Voordat julle roep, sal ek antwoord, maar as dit nie die goddelike uitgesoekte kabinet of miljoene is nie, sal dit nooit geluk bring nie. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Dis Psalm 127 vers 1. Ek laat gaan alles wat nie goddelik vir my ontwerp is nie, en die perfekte plan van my lewe kom nou tot vervulling. Wat myne is deur goddelike reg, kan nooit van my weggeneem word nie. God se volmaakte plan vir my is op 'n rots gebou. Ek volg die towerpad van intuïsie en vind myself in my beloofde land onder genade. My verstand, liggaam en sake word nou gevorm volgens die goddelike patroon binne my. God is die enigste krag en daardie krag is binne my. Daar is net een plan, God se plan, en daardie plan kom nou tot vervulling. Ek sê nou dankie dat ek nou uit die universele voorraad voortbring, alles wat al die regverdige begeertes van my hart bevredig.
Die goddelike ontwerp van my lewe kom nou tot stand. Ek vul nou die plek wat ek kan vul en niemand anders kan vul nie. Ek doen nou die dinge wat ek kan doen en niemand anders kan doen nie. Ek is ten volle toegerus vir die goddelike plan van my lewe. Ek is meer as gelykstaande aan die situasie. Alle deure maak nou oop vir gelukkige verrassings en die goddelike plan van my lewe word bespoedig onder genade.